Goeienaand almal. Welkom dames en here. Ons is so dankbaar dat julle wel hier kan wees. Verskriklik dankbaar vir al die diegene wat wel hier kan wees. Ons enorme skare. Almal goeie swemmers. Almal. Feite! En ja, voor ons begin wil ek net baie dankie sê aan die legendariese Andre Gerber. Legendariese! Ons waardeer werklik die kans om hier so ons gesprekke te kan hou weer eens hier by die Union Olympic Sports Club. Ons is verskriklik dankbaar daarvoor en ook baie dankie aan Ludwig Power wat vir ons die strafop geskenk het. Baie lekker. Nou wat doen, laat ons begin. My naam is Gareth Green, professionele filmmaker, onderhoudsvoerder en deeltydse Zama. En vanavond praat ons met 'n verskriklike interessante karakter. Man, in sekere dele van die land is hy bekend as R.R. Reiger, die psycho skrywer. Sekere mense ken hom as Kroegvlieg Wittelspies. En in sekere dele van die wêreld is hy bekend as die Kongo Kopstander. Maar ek ken hom net as my papakie, Michael Green. Ja man. Op my as. Okay, my papakie, ek bedoel Michael. Vanaand gaan ons nie net 'n bietjie opvang nie, maar ons gaan spesifiek bietjie praat oor jou nuutste boek. Stryd van die reëse, rugby stories van Tuka tot nou. En jy weet, vir enigiemand wat wel jou werk ken, spesifiek onder die naam van R.R. Reiger, is die ietsie nuuts, bietjie ietsie anders. Jy is meer bekend vir jou kom ek met alternatiewe Afrikaanse fiksie, bietjie van 'n karakterstudies wat jy gewoonlik neerskryf. Maar hierdie is nou 'n versameling van rugby stories en jy weet nou persoonlik as iemand wat jou werk ken, dit vang my bietjie omkant. Waar kom hierdie idee nou vandaan? Gareth, ek is nie heeltemal seker hoekom dit jou omkant vang nie. Ek is al vir 30 jaar 'n rugby skrywer gewees, so En jou pa. tamelik 'n logiese uitvloeisel gewees dat ek nou 'n rugbyboek uiteindelik ook moes skryf. Okay, kyk, jy was nog altyd 'n sportjoernalis, ek weet dit nou. Maar jy weet jy het geskryf oor allerlei goed gedurende jou dae as 'n sportjoernalis. Hoekom is die nie 'n boek oor Vietnamese skopboks of iets nie? Jy weet my. Hoekom nou 'n rugby boekie? Rugby, man, ons bly in Suid-Afrika, rugby is ons almal se DNA. Ons almal het 'n rugby storie. Selfs daai meisie agter hiervoor wat nie hou van dalk van 'n rugby nie. Sy het 'n rugby storie, en haar storie is net om te sê hoekom sy nie hou van rugby nie. En my rugby storie is ek was nou vir 30 jaar 'n rugby skrywer. Dalk langer, die geheue is nie meer so goed nie. Maar in elk geval en ek wil net 'n paar van die ou stories weer opbring en van die stories wat ek beleef het agter die skerms etc. in 'n bundel gekry het en dank te Vader dat ek dit eventually reg gekry het. Ons 'n pragtige samevatting van stories, maar jy weet dit is so daai persoonlike element wat my nogal, jy weet, gelok het na die boek toe. Dis wat ek eintlik geniet het van die boekie is die feit dat jy van die boekie van die boekie wat ek geniet het van jou boekietjie is die feit, kom maar. Frikkie is offline. Dis die feit dat daar wel hierdie relatability is. Daar's hierdie persoonlike element aan die verhaal in jou boek. En een van die eerste stories wat jy opbring in die boek is hoe jy nou as 'n jong jocker, as 'n jong laaitjie was jy al klaar gebyt deur die rugby gogga. En jy praat hierso in die boek van 'n foto van 'n rugby held wat in tydskrif verskyn het. Die rugby held se naam was Mouner van Heerden. Wie ook al dit mag wees. Maar ja, jy het hierdie
foto van Mouner van Heerden verskriklik fascinerend gevind. En as jy nie omgee nie, ek wil vir die mense net die uittreks op die leesgehou. Ja, asseblief doen gerus. So jy skryf. Ek het die foto van Mouner van Heerden in 'n rugby tydskrif gesien. Dit is reg van voor geneem. Dit lyk of Mouner besig is om vooroor te val. Sy gesig is in die middel van die foto en sy regterbeen is agtertoe geknap, sodat die hak van sy rugbysteewel in die lug is. Die rugbybal is op die steewel se hak gebalanseer. Nou maar hy sê, verduidelik dan vir ons hoekom dit so fascinerend is. Jammer, ja, verskrik. Papietjie. My papietjie, luister. Dis 'n baie kleurvolle beskrywing, maar jy was duidelik nou gefascineerd deur hierdie foto toe jy jonger was en ek het gedink dalk wil jy net vir ons 'n visuele beeld gee van daardie foto. Wil jy nie vir die mense dalk net beeld? Luister, ek dink dit is baie goeie idee, maar ek het vanoggend 'n bietjie van opgestaan, so ek het 'n rugspier getrek. So ek gaan jou gebruik as 'n model en dan sal ek vir die mense net wys presies hoe die foto lyk. Help my, okay. Ja, nee, hier kom. Alright, wys die mense. Okay. Hoe dit gelyk. So ek gaan nou van die kant af wys, nie so van die vooraf soos die foto gelyk het nie. Buig asseblief vir my vooroor daai kant toe. Daai so. Buig. Baie manier ek sal buig na vooroor. Jou armpies. Jou arms uit soos bowingvlerke. Laag. Bring jou een beentjie uit soos Mouner. En hier, dames en here, was die foto, maar is vandag afgeneem. So hier. Hier was die foto. So is eintlik 'n ongelooflike foto wat ek kan 'n ballerina word. Ek weet nie vir net yoga nie, maar ja. Yoga. Okay, gaan ons. So ja, okay, so hoe was jy nou geïnspireerd deur die foto? Okay, so ek het hierdie foto gecheck en ek kan nie so klein laai nie. So ek is gefascineerd. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Eventually in my kinderlike brein begin ek dink Mouner het gehardloop en toe hy voorgekeur word deur 'n verdediger, het hy sy arm soos 'n bowing uitgegooi, het sy bal met sy kop gooi, die bal in sy hak gekrap. Oor die kop en hy het omgehardloop by die bal gevang. En dan geskor het. En jy sê my nie glo nie, Andrei, jy sê my nie glo nie, ek het toe daai move gaan oefen. Ek gaan in die agterplaas, ek hardloop op my eie natuurlik, hoor die bal oor my kop. Eventually kry ek dit reg. Ek weet nie hoe nie, ek kry dit reg. Volgende dag ek en my broer Alec, ons speel weer 'n bietjie teen mekaar rugby 1-on-1. Ek skop die bal af, ek vang die bal, ek hardloop, ek gooi die bal, ek doen die bowing, skap hom oor sy kop, vang die bal gaan skor. Nice. My broer val uit mekaar, hy bliksem my arm af met 'n baksteen. Ja, so maar ek het eventually reg gekry, maar ek dink nie dis wat Mouner eintlik bedoel het nie, maar of wat maar anyway. Okay, maar ek meen, het jy met die move dan nou gebruik in 'n rugby-wedstryd? Ongelukkig nie, anders is ek vandag sit met 'n Springbok baadjie. So maar, wel jy weet, sekere mense Springbokke en ander mense sportjoernaliste, maar jy weet, dis kom ek kyk hier so. Kyk mooi. Kampioenskap. Die Namboers. Ja, maar jy weet dan nou so praat van die Springbok skrywers en so, maar jy sien nie gewoonlik like 'n Springbok wat is 'n joernalis word nie. Jy weet jy sien nie gewoonlik 'n Springbok wat 'n sportjoernalis word. Is dit 'n gewoonlike ding in jou loopbaan? Ek weet nie of jy dit al beleef. Kom ek sê net vir een ding. Jy's my seun, jy weet wat 'n rugby skrywer in hierdie land verdien. Asseblief, dink jy nou 'n Springbok wat miljoene deesdae verdien om rugby te speel, gaan na honderde om 'n rugby skrywer te word. Kyk en ek dink hoe daai ouens jy weet as hulle eers daai kalklig gekry het, weet TV. Hulle like hy TV, né? So ek gun dit hulle. Maar ek dink nie hulle stel enigsins belang om 'n rugby skrywer te probeer word en daai frustrasies.
wel verskriklik frustrasies, maar jy weet ons praat nou so van die sportjournalistiek en dit is net vir my weer eens. Dit was vir kyk, ek is persoonlik nou nie die grootste rugby liefhebber nie. Ek verkies om vroue volleybal kampioenskappe te volg, maar jou boek, die ruggraat van die boek is die feit dat jy 'n sportjoernalis was en ja, wel was afgebreek. Maar ja, jy weet, dit is vir my die interessante deel. Dis so die feit dat sportjournalistiek so die background is van die boek en jy lig die gordyn vir ons, jy wys ons die behind the scenes van die proses van hoe al die kattekwaad wat aangaan as jy inderdaad nou 'n sportjoernalis is. En jy begin eintlik die boek met hierdie stukkie wat ek het gevind. Jy sê hierso, jy begin die boek met kom ons begin hierdie boek met 'n paniekaanval. Ons gaan terug na Oos-London toe, 2005. Ek was teen die einde van Mei daardie jaar daar om verslag te doen oor die Springbokke se wedstryd op 1 Junie teen Uruguay. Nou ek weet dis 'n dramatiese oomblik in jou lewe, Michael, papa. Maar wil jy nie dalk vir ons 'n bietjie meer vertel van daardie oomblik? Nee, maar ek weet dit nou nie laat, maar anyway, okay, kom ek sê vir julle. Die probleem is, ek weet daai tyd het ek 'n paar lastige teen my vader. Soos gewoonlik weet 'n paar lastige geldelike probleme. Dit was nie 'n goeie tyd vir my om van die huis af weg te wees. Ek wil my bene was jelly. So ek is nou daar in Oos-London. Ek kon nie dit lekker nie. En ek en die fotograaf, sy naam, my naam vir hom was Ferrari, want hy het so vinnig gestap het gehad, dan staan hy langs die kantlyn af, stap hy, in my foto's. Ek en hy staan toe nou terwyl die Uruguay ouens oefen. Maar wat neem jy af as Uruguay oefen? Regtig. Sy is nie baie opwindend nie. En skielik sien ek uit die kant van my oog, daar is 'n ou langs die veld. En dit is een van die beamptes van Uruguay se span. En ek eien hom. Ek sê vir Ferrari, sien jy daai ou, daai beampte langs die veld. Hy was destyds in 'n aeroplane van die geval het daar in die Andes gebergtes, né? En hulle was aan die sneeu in die toppies. En hy was oorlewende en hy het van die ouens opgeëet. Nee, Ferrari is gered al, hy sê, en baie interessant, ek sê, Ferrari, dis nog niks. Sien jy een van daai speler daar, daai skanskaap, ek kan nie so nou wat hy speel nie. Sy papi, was saam met daai beampte op by aeroplane. Daai beampte, daar is 'n pa opgeëet. Ferrari raak hysteries van opgewondenheid. Hy sê maar hier moet ons 'n foto kry. Ja. Nou sê ek maar wat bedoel jy? Hy sê nee, hy gaan nou daai speler vra om saam met die beampte te poseer, dan maak hy van hom 'n kyk-byt. Ek sê Ek sê asseblief my vriend, dis onsmaaklik. Mens kan sulke goed doen nie. Hier van Ferrari. Waar? Sien net stoppies. Hard. En wat? Het hy foto geneem? Ek dan net hy so oor sy skouer gekry. Hy moet hom aan die kyk by. Ek sê asseblief Ferrari, ek koop vir jou 'n kas bier. Eventually toe hierdie ou dit gedoen. Ek het gehoop Ferrari was vanaand hier, maar ek dink hy kon nie goed swem soos julle nie. Want hy's 'n PE fotograaf in die bliksem. Ek wou hom vanaand op die spot gesit het en gevra. Maar anyway, ja, so die foto het nooit daar in die koerant verskyn nie. En hy's nou nog kwaad vir my daaroor, maar ek dink nog steeds, jy weet, dit was 'n onsmaaklike foto. Dit was 'n beter opsie om dit te neem nie. Maar jy sien, met soveel interessante karakters gewerk gedurende jou loopbaan. En in die boek skryf jy nou spesifiek van iemand wat so half jou mentor was of baas van so. Jy praat van 'n Quintus van Rooyen in die boek. Ook bekend as 'n Blijkbaar was hy ook bekend as 'n Quintus van Blouwen, want hy was so mal oor die blou kleur.
Maar ja, as jy hom nou nie ken nie, hy was eens op 'n tyd 'n berugte joernalis hierso en moedske rugby skrywer in ons land. Maar ja, jy het nou vir hom gewerk op die stadion. Ja, wat jy gebeur uit daai experience. Kom ek sê vir jou so nee, kyk, dit was my eerste werk as 'n rugby skrywer, junior rugby skrywer was saam met Quintus en Quintus was toe al, hy was so bekend so Springbokke. Jy weet, Springbok het ook voor hulle knie voor hom neergeslaan omtrent net sy ring gesoen sodat hulle net genoem word in 'n berig, jy weet? Want so magtig was hy daar. Maar hy was nie 'n bad ou nie, weet, en ek het baie wel geleer en so, maar hy was heeltemal te hard werk in my sin. Kyk, tolk het, ek sê junior verslaggewer, hierdie ou is 'n veteraan, hy skryf 7 berigte oor een rugby game, ek skryf 1, dan kak hy my uit. Nou, ja, tipe van ding. Nou sit ek weer een maandag of so, en Quinty hier, hy fucking tuk, hy rand en hier, en ek draf af onder toe, dit is nog nie selfone gehad nie, ek bel my pel Cor Herbs, ek sê vir Cor, maar jy moet nou 'n plan maak, hierdie man werk, ons moet werk, want ek sien dit is gewerk. Maak 'n plan, bel vir Quinty, sê gaan kom bliksem. Ou bel Cor, ek bel hom, nou gaan ek terug, nou hoor ek, maar Cor skree so oor die foon. Hy skree, wat se kak het jy vir vandag geskryf? Ek is nou daar oor 5 minute, ek gaan jou moe. Quintus is self 'n opvleende karakter, hy spoeg spat so uit sy mond, hy sê, kom, ek's reg vir jou. Jene, nou, ek gooi die foon neer, nou sit ek daar so met time op, 2,5 minute, Quintus, nou het hy begin dink, ek sê nie maar hierdie is groot, en kyk, Quintus is nou nie, heeltemal 'n billetjie nie. Ok, 2,5 minute, hier gaan Quintus by die trap, hoor jy, ek gaan gou tikkies toe, ek moet vir John Williams by die trap weg, ek bel vir Cor, ek sê, hey, lekker, jou plan het gewerk, kom ons gaan oor kant boulevard toe, ons gaan drink 'n biertjie. Jy het maar vir Quintus geleer sê, like dit my. Dis maar. Hy is nog 'n Quinty. Ja. Maar ek weet dit is 'n bietjie van 'n cliché vraag, maar like jy het duidelik met soveel rugby spelers al onderhoude gevoer, duisende teen die punt. Maar is daar dalk 1 of 2 of 3 wat vir jou uitstaan as like ietsie wat jy nie kan vergeet nie, een of ander fantastiese onderhoud, iemand wat reg impact gemaak het op jou? Ja, kom ek sê vir jou so, Gerard, enige rugby speler as ek kom begin 'n interview en ek vra om 'n vraag en hy sê net ja of nee, dan raak ek soms, dan is ek soms nou klaar die moeite. Concussion. Dan draai hy hoor, dan kan jy die ouens, dan vraag ek om vraag, dan sê hy, ja nee. Nou wat hoe is dit? Ja of nee, maar eerlik, ek jok net. Kyk as oom Hannes nou hier was, oom Hannes Marie vanaand was, sou ek gesê het, jy oom Hannes, maar hy's nou nie so, ek gaan hom nou nie noem nie. Sorry oom Hannes, maar oom Hannes was great, altyd om te interview. Ek gaan vir julle net vanaand 2 agste manne. Die een is Wynand Klaasen, die 81 Springbok kaptein Nieu-Seeland toe. Dinge wat ek vir hom gelike het, kyk, Wynand het ook lang hare gelike soos ek. Kyk, hy's nou 'n bietjie ouer, hy het nou nie meer hare nie, hy's nou heeltemal kaal kop, maar anyway, so ons het die ding van die hare, ons het dit klik. Dan die ander dinge, Wynand is 'n leser, né? Hy's 'n leser, so ek love dit. Hy lees uit Breitenberg wat onlangs oorlede is, iets het, hy het dit gelaat. So nog 'n klik. Ek love wat lees. 'n vrou, weet, en almal wat lees. Anyway, en non-genders, ek weet nie. Anyway, maar in elk geval. Dan wat maak ek nog meer van dit? Wynand like musiek, net soos ek. Jim Morrison, The Doors, Rolling Stones, etc. Ek sal, as ek kom per ongeluk bel of ons doen 'n interview ook, dan soos altyd oor die musiek, Bob Dylan en so, nog 'n ding. En wat ek ook van die ou like, hy's 'n artist, hy paint. Dit's soos 'n fascinating dude vir my. Ek dink net vir Springbok kaptein,
om iets soos dit te wees is vir my verrykend wonderlik iets. Dan die ander ouetjie, nog 'n 8ste man, is dalk 'n bietjie van 'n verrassing, Dwayne Vermeulen. Nou so, julle klomp jare terug, toe moes ek vir rapport in diepte interview doen met Dwayne. Nou voor die tyd, toe waarsku die media skakel my sê, ja, Dwayne, hy praat nog nie eintlik nie, en hy is nou maar so stig ouwe goede. Okay, anyway, ek en Dwayne gaan sit daar so, binne 5 minute toe praat ons asof ons bloedbroers is, nee. Hierdie ou was so fucking nice ou, nee. En hy lyk wreed, nee, maar hy baard en goede. En hierdie ou, nee, hy gaan net aan in ons gesels. En op die einde, toe skiem ek hier, maar hier is 'n teddybeertjie, jy weet, ek wil so ingaan vir die omhelsing, toe los hy, maar anyway, so ek en Dwayne, jy weet, ja, behalwe vir die omhelsing, I love you. So behalwe vry met een van die spelers. Ek gaan nooit meer vir jou vertel, Ja, maar soms klink dit as dit nog wel opgeraak het met van jou sekere onderhoude en ondervindings met spelers, want jy skryf hier so in die boek van 'n gebeurtenis toe jy met die Suid-Seese Barbarians bietjie uitgehaak het. Ek weet nie of jy daai oomblikie vir die mense dalk wil. Ja, daai onthou ek. En wat ek net kan sê is rugby skrywers nie saam met rugby spelers drink nie. Maar anyway. So dit was 1987. Brian Hayward het teen die Suid-Seese Barbarians gespeel. Daar sit hy daar was hier reg jong hande klap. Anyway. My een pel het oor die toer berig en die aand toe hulle nou terug gaan die Suid-Seese Barbarians. Dis nou van Fiji, Tonga, Samoa. Is daar nog 'n eiland? Anyway. Maar in elk geval nou is ek soos 'n chihuahua agter my aan. En nou drink ons saam met hierdie barbarians, maar hierdie ouetjies kan gooi hoor. Kyk, hulle is erger as koopie manne. In elk geval, Richard, ja, is waar, Richard. In elk geval, naderhand toe spoel ek nou soos 'n bull terrier, ek's nou nie meer 'n chihuahua nie. En ek het die slegte gewoonte gehad daai tyd, weet om as ons nou drink in 'n groepie dan stamp ek ons met die kop. Ek weet nie hoekom nie, maar in elk geval. En nadat so 'n paar van die Suid-Seese Barbarians het nou sulke bloeiende oogbanke gehad en toe sê hulle nee, dis nou kakkie. Kom, dis nou die Clash of the Titans. Jy gaan nou teen ons top kopstamper kopstamp. Hey, maar ek is net reg vir daai aksie. En nou staan ons daar soos daar in kring om ons. Ek skop so weet soos hierdie rammetjies. Maar ek moet nie vergeet om te sê nie. Na selfe jaar het ek was ek behep met 'n fliek van Stanley Kubrick, 'n Vietnam movie. Oorlogfliek, Full Metal Jacket. En so voordat ek iemand in die kop gestamp het ek altyd met 'n snaakse hoë stemmetjie geskree. Full Metal Jacket. So dan as jy nou kan betrap, né? Hierdie staan ons oor kan Lily Landam. Julle dink nou Lily Landam lyk nie soos daai meisie wat nou daar sit nie. Nee. Lily Landam is 'n groot 6'6" brekervleuel. Hy's 'n eyster van formaat. Ek en Lily staan ons skryf mekaar en Lily, ek sien hy begin storm. Draai ek my tak. Ek sê, "Oh, Metal Jacket!" En dan storm mekaar. What? Yes. En die volgende oggend het my pel nou onder 'n bed gekry daar iewers te klop op die kop. Ek weet nie nou nog nie wat gebeur het eintlik. Alhoewel 'n lelike goed vertel wat ek glo gedoen het. Maar ek was net bly om te hoor dat Lily daarom ook 'n grandpa hoofpynfoeiertjie besoek het. Wat lyk my jy nooit van daai kopstamp herstel nie. So, maar tog lyk my ek kan nog steeds lees, want jou boek het wel
'n moeilike bibliografie daar aan die agterkant en duidelik, jy weet, dis nie net stories van jou onderhoude en jou eie persoonlike ondervindings nie, maar jy het duidelik baie navorsing gedoen om die boek bymekaar te stel. En ek weet jy het 'n biblioteek daar by die huis, maar wat is jou keuringsproses so vir die stories? Gerrit, ek sê net die keuringsproses vir hierdie boek was baie moeilik, want jy het net gesê, hy soek soveel bladsye. So, maar kom ek sê net eers waar kom die biblioteek situasie vandaan vir, miskien sal my vrou my kan help. Ek weet nie, vir 15 jaar omtrent moes ek elke Saterdag 'n feature geskryf het vir Netwerk 24 vir die burger of wat ook al. Sê net maar die Bokke speel teen die All Blacks, dan moes ek 'n berig, nie 'n berig nie, 'n agtergrondartikel skryf. Jy weet so, partykeer het ek 'n ou Springbok gebel, weet partykeer is jy al dood of dan het ek boeke, dan gaan ek nou. So daai boeke het my baie gehelp. Of dan kan jy daar in Blackwater Bay. Blackwater Bay, ja, Johan van der Merwe, die bliksem en waar is hy nou? Hy het nie gewees vanaand, hy kan ook nie swem nie. Maar in elk geval, so baie van daai boeke wat genoem word, is ter aanvulling van stories, van features wat ek moes geskryf het. Maar die lekker ding vir my is, die boek verkoop redelik goed en my uitgewer is so happy daarmee. Hy het my klaar gevra om 'n tweede een te skryf en ek is klaar besig om interviews te doen, et cetera, et cetera. So volgende jaar gaan ek nog een hê, waar hopelik mense kan mee kan vermaak. Fantasties. Wel, Gareth soek 'n kaart, so ek hoop hy verkoop mooi. Maar jy was onlangs werklik besig, want dit is nie net die enigste boek wat jy die jaar uitgegee het, jy het ook onlangs nou weer jou 1989 boekie, die eerste boek wat jy geskryf het onder die naam R.R. Reiger, die hol gevoel. Dit beteken nie wat jy dink dit beteken. Jy het nou onlangs hom weer herdruk en met 'n nuwe voorblad, 'n voorwoord en nawoord, what have you. Hoe voel jy oor die feit dat hierdie boekie nou weer 'n nuwe daglig sien? Okay, Gerrit, in die eerste plek, ek het hom nie herdruk nie, ek het nie geld vir daai tipe ding nie. Die uitgewer het gesê, daar's nou weer belangstelling in my vroeëre werke. So toe sê hy, kom ons druk nou hierdie boekie, praat ek ook al van 'n boekie. Hierdie boek vir 'n nuwe nou sien jy 'n nuwe generasie wat nou bekend gestel word aan daai werk. Maar ek is bly ek het nou 'n voorskrif en 'n naskrif geskryf. Ja, dan stel dit so half in konteks en goeie. Maar ek moet eerlik wees, jy het terwyl ek daai boekie nou oorgetik het en goed, het ek begin wonder, wat is fout met my? Ja, dat is dramaties fout. En toen, nou dat ek in jy gesels, besef ek sit 2 en 2 by mekaar. Jy het 1987 het daai Shakespeare Barbarian my met die kop gebliksem. 1989 het ek daai boek geskryf. So blameer. Lily dan. Dit maak sin. Want jy weet, dit is sê dit jy wat, syplap vloekbek malmens genoem, maar jy weet, ek dink hulle het vergeet om te sê, jy is 'n baie goeie skrywer en ek waardeer regtig die feit dat jy aanhou met jou droom. Kom ons gee vir Michael